Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Dis Vrydag en ons gesels sport, die naweek se sportaksie Saterdag en Sondag en hoop dit is 'n baie lekker en geseënde onafhanklikheidsdag ook vir almal. Maar daar's 'n klomp sport wat nog steeds plaasvind Saterdag en Sondag. So tussen al die reën weer ook in Namibië is daar van die sport wat voortgaan, sommige nie meer voortgaan nie, soos die rugby byvoorbeeld, maar die cricket gaan lyk nog voort. So kyk of die golfblaaie droog genoeg is vir Namibië teen Kanada. Maar daar's 'n klomp internasionale sport wat die naweek plaasvind en soos gebruiklik gaan ons 'n bietjie rugby gesels. Verenigde Rugby Kampioenskap wat nou weer voortgaan. Mike Potgieter gesels met ons oor veral die Sharks en die Bulls en die Stormers se betrokkenheid hierdie naweek en dan sal ook weer Formule 1. Dis nou die tweede ene. Ons het nou 'n goeie prentjie wat in die eerste een gebeur het al. Nou sit China en Welman van Megafoon Sport wat weer saamgesels met ons. En dan is daar sokker, dit is die Europese Nasiebeker, ook 'n kwalifiserende wedstryde vir die Wêreldbeker. Ons praat met Engeland se sokkerafrigter, nuwe sokkerafrigter en dan ook 'n golf. Dit is 'n PGA Sander Schauffele gesels saam, Coco Gauff gesels tennis saam en dan is dit ook Epic, Cape Epic, weer 'n losser wat ook in aksie is in die Absa Cape Epic daar in die Kaap. So alles in vanaand of vandag se program hier op In die Tunnel. Nou kom ons skop af met die rugby. Ons is gereed om uit te draf soos altyd hier by In die Tunnel. Verenigde Rugby Kampioenskap, daar's nog so 6 rondes oor, baie belangrike stadium van die kompetisie. Die Sharks speel teen Zebra, dit is 2:15 en dis 'n tuiswedstryd vir hulle. Hulle staan 4de op die punteleer met 39 punte. So 'n belangrike wedstryd. Leinster gemaklik eerste op 57. Hulle speel teen die Bulls. Glasgow Warriors 44 het hulle in 'n derde plek en die Bulls 41. So dis kortliks die puntestand, maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Ek het met hom gesels veral eerstens daai wedstryd, dit is die Sharks tuis wat hulle speel teen Zebra. Mike, Sharks speel teen Zebra tuis en al die Suid-Afrikaanse spanne wat tuis speel, die twee wat tuis speel, die Sharks en ook die Bulls. Dit begin nou hierdie tyd van die seisoen, jy moet tuis wen. Jy moet 'n manier vind. Jy kan nie nou bekostig om te glip hê. Definitief en dit raak vir die spanne wat nie deel is van daai top 6 wil ek amper sê, want dit is baie naby. Ek dink daar's 10 punte verskil tussen die Bulls wat derde lê en Cardiff wat 6de lê. So dit raak van kardinale belang dat jy jou tuiswedstryde wen, maar die wat nie in daai eerste 6 posisies is nie, moet nou dit moeiliker gemaak vir hulle self om nou weg te gaan wen. Die twee Suid-Afrikaanse spanne het daai bietjie van 'n voordeel, die tuisveld voordeel, maar van kardinale belang dat beide die Sharks en die Bulls hulle wedstryde wen. Ja, dankie Mike, 'n groot wedstryd daar vir die Sharks. Dis in Durban 2:15 afskoptyd teen Zebra en nog 'n Italiaanse span in aksie. Benetton, hulle speel 5:00 Namibiese tyd teen Edinburgh en dan die Bulls, dis in Pretoria op Loftus tuis teen Leinster 5:00 die middag ook daai afskoptyd. Dit is Leinster wat nie al hulle internasionale spelers saamgebring het, die 6 nasie het sopas klaar gemaak. Hulle speel ook teen die Sharks volgende naweek. Met die Bulls wat waarskynlik gunstelinge is daar op hulle tuisveld. Hulle 2 tuiswedstryde in 'n ry nou verloor teen die Sharks en teen die Stormers. So moet wen vir die Bulls, maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Maar dis tuis Bulls in Pretoria teen Leinster. Wat my eintlik jammer is, dis die tweede jaar in 'n ry dat Leinster se toer na Suid-Afrika net mooi op hy 6 nasie tydperk is. Ons is in jaar 3 dit seker verander, maar dit het die effek, want die een voordeel vir Leinster is hulle is ver genoeg voor om 'n bietjie buffer te hê. 57 punte, hulle is meer as 12 punte, omtrent 12 punte voor. So hulle kan eintlik tegnies bekostig om 2 wedstryde in Suid-Afrika te verloor, maar dis jammer dat hulle nie hulle sterkste span bring nie, want hulle het al hulle Ierland spelers in Ierland gelos. Definitief en as ondersteuner wil jy graag hê dat veral in die Verenigde Rugby Kampioenskap wat nou vir 'n rukkie lank stil was as gevolg van internasionale wedstryde soos die 6 nasies, wil jy graag sien dat die sterkste spelers in daai groepe is, maar ou verstaan ook rugby is nie nou meer 'n seisonale ding nie, dis 'n jaar ding. Ja. En hierdie spelers moet so goed bestuur word, want jy's nou in hierdie laaste pylvlak van die toernooi waar een besering kan 'n geweldige groot effek hê op jou uitspelrondes, finale, semifinale ensovoorts. So ek kan verstaan hoekom Leinster daai spelers ook so bietjie in watte toedraai. Maar ek moet vir jou sê, ek dink tuis teen die Bulls, die Springbok spelers, groot name wat in die Bulls groep is, nie net in die span nie. Ons wag nog vir die spanne om bevestig te word, maar ek dink dit is redelik seker dat ons gaan sien dat iemand soos Willie Leroux weer op loskakel is, iemand soos Kane Moody in die agterste 3 sal wees. Ek dink daarmee kan ons 'n redelik selfversekerd antwoord en ek dink wil vir jou sê dat die Bulls hulle self 'n kans sal gee om vir Leinster te kan troof tuis.
Ja, dankie Mike. Ja, dit is Loftus Versfeld 'n groot bondgenoot vir die Blou Bulle, 5 ure afskoptyd en ook 'n 5 ure afskoptyd, selfde tyd, maar dit is daar verder in Wallis. Dit is die Scarlets tuis teen die Stormers en die Stormers sit tans 12de op die puntlys met 28 en die Scarlets het ook 28. So baie belangrike wedstryd. Daai wedstryd is darm op 'n grasveld. Dis nie een van daai sintetiese velde waarmee die Suid-Afrikaanse span 'n bietjie sukkel nie. Kom ons gesels weer met Mike Potgieter wat kan gebeur. Stormers teen Scarlets. Maar die Stormers wat wegspeel hulle speel ten minste nie op een van daai 3D of daai kunsmatige velde nie, as dan daar regte gras en grond waarop hulle speel. Dit maak 'n groot verskil. Ja. En die weer begin verander. Dit is nou nie meer so koud soos wat dit was miskien hier voor Kersfees daai kant nie. Dit raak 'n bietjie warmer. Maar vir die Stormers 'n wegwedstryd om te wen, hierdie netjie eerder as wat hulle in die eerste span volgende week speel. Ja, ek moet vir jou sê dis die twee beter wedstryde wat die Stormers op toer kry, dink ek, as jy kyk veral op die huidige vorm van hierdie twee spanne, is die Scarlets in Wallis en Ulster in Ierland is die twee spanne wat eintlik al swaarder trek in die franchise. Maar ek reken met die Springbokke wat terugkom vir die Stormers, kan die Stormers dalk hierdie een teen Scarlets net teiken. Ja, dankie Mike. Ja, dit is opwindend om te sien dat daar weer twee groot Springbokke terug is vir die Stormers en is interessant wees om te sien wat hulle Saterdag kan doen en moet wen op die toer. Hulle het nie baie goed gedoen vorige jaar in die toer nie. Hoopelik is dit beter vir die Stormers. En nog twee wedstryde, dit is die Dragons teen Ulster en ook Ospreys teen Connacht. Dan gaan ons oor na Formule 1. Dit is die vinnige motors. Hulle is al klaar in die eerste in Australië. McLaren het daar gewen en nou is dit die Chinese Grand Prix. Dit is in Shanghai. Dit is 5,4 kilometer daai baan. Hulle gaan 56 rondes ry en dit is kloksgewys so 16 draaie op daai baan. Maar dit gaan baie interessant wees om te sien hoe die volgende ronde nou gaan wees. Dit is natuurlik elke baan het sy ander uitdagings en pas miskien ander vervaardigers bietjie beter. Nie noodwendig dat McLaren nou weer die gunsteling is nie, maar is waarskynlik nadat hulle gewen het in Australië. Maar kom ons hoor wat sê ons kundige. Dit is MW Welman, hy's van Megafoon Sport. Ja, die naweek is die Chinese Grand Prix. Dis die tweede ronde van die 2025 seisoen. Daar's 'n baie opwindende Australiese Grand Prix gehad verlede naweek. McLaren natuurlik totaal al gedomeineer. Beide in die warm dae voor die tyd, die opwarmingsrondes toe dit warm en droog en sonnig was en natuurlik in die sonnigse wedren wat nat en droog en alles en weer nat en weer droog was. Almal behalwe die McLarens het net eenvoudig van die baan af geval 'n paar keer. Kon nie die toestand hanteer. Die McLaren was eenvoudig en aan liga van sy eie, Christian onder gesê het, die McLaren het die vermoë om sy bande beide vinnig genoeg warm te maak en geen bandverweer of min bandverweer te hê nie, waar die ander motors almal of die een of die ander een. As die bande vinnig warm word, het jy hoë verweer. Die bande nie vinnig warm word, nie, het jy lae verweer. So dit is altyd 'n balans tussen een of die ander. McLaren het dit nie. So ek het voorsien dat McLaren die naweek nog steeds dominant gaan wees in China. Dis net ten spyte van die nuwe FIA tegniese direktief wat uitgereik is waar die afstand tussen die twee vlerke op die agterste drukvlerk verminder is van 2 mm na 0,75 mm die naweek en dan van volgende wedren af 0,5 mm. Almal gedog dis gemik op McLaren, maar dit lyk nou nie so te wees nie. Ons sal die naweek nou sien wat nou gebeur, maar blykbaar is daar 'n ander span wat so 'n bietjie die reëls gerek of gebuig het daar wat betrekking daai afstand tussen die twee vlakke op die agterste drukvlerk. Red Bull natuurlik in Australië net in die hande van Max enige hond haar afgemaak. Hy het is maar net om hoe goed Max is. Hy het weer op die einde probeer om vir Lando te forceer om 'n fout te maak. Lando het anders as verlede jaar geen fout gemaak nie en hy het die wedren gemaklik gewen. Oscar Piastri, Lando se span wat sou waarskynlik in die tweede plek geëindig het as hy nie uitgevang was deur 'n skielike reënbui en van die baan af getol het nie. Hy het natuurlik gewys hoe Jeremy Clarkson hom geleer het om agteruit te ry op 'n stuk gras. Die motor is geleidelik agteruit laat ry tot hy 'n stukkie teer gekry het, traksie kon kry, teruggeveg het in die 9de plek en 2 punte vir sy span aangeteken het. Die teleurstelling van daai wedren was natuurlik Ferrari. Hulle het soos gewoonlik oor hulle eie voete geval. Lewis en sy nuwe ingenieur op die radio kom mekaar glad nie vind nie. Groot kommunikasie gehad en daar. Charles Leclerc het maar net gelag vir sy ingenieur so simpel opmerkings wat hy gemaak het oor die water en so kyk jy uit so ja. Geen nuus daar nie, geen verrassing daar nie. Kimi Antonelli van die Mercedes span het baie beïndruk. Die 18-jarige jaar het Fernando Alonso nogal redelik amateuragtig lyk toe hy by hom verby is en hy het regtig beïndruk. Hy het geëindig eintlik in die 4de plek, alhoewel aanvanklik na 5de toe afgeskryf is as gevolg van 'n straf wat hy opgedien het, maar Mercedes het daarteen geappeleer en dit is toe van die hand gewys en hy het toe opgeskryf na 4de toe. Nou die appel is toe gehandhaaf. So, slegte nuus wat vanoggend gebreek is dat die spanbaas, voormalige spanbaas Eddie Jordan oorlede is in Suid-Afrika aan kanker. Hy het natuurlik die Formule 1 span begin, Jordan Formule 1 span begin en sy groot
deurbraak in sy loopbaan was toe hy vir Michael Schumacher sy kans gegee het in 'n Formule 1 motor by die 1991 Belgiese Grand Prix daar by die Spa-Francorchamps-baan. En Michael het almal beïndruk, almal daar gewys hy's 'n potensiële wêreldkampioen, maar Eddie Jordan was nie slim genoeg om te hou nie. Hy het net een wedren vir Jordan gery en toe steel Benetton vir Michael. Die res is geskiedenis. Goed, ek sien baie uit na die wedren, dan kan jy wag om te sien gebeur nie. Gaan McLaren nog steeds dominant wees, gaan Red Bull of Mercedes kan terugveg, gaan Ferrari 'n slag nie oor hulle eie voete val nie. Die wedren is 9 uur Suid-Afrikaanse tyd Sondagoggend. I don't know, volgende keer gesels daaroor. Ja, dankie. En weer groot Formule 1 in China. Interessant wees om te sien of McLaren weer gaan wen. En ek dink Ferrari en Red Bull gaan waarskynlik 'n bietjie meer kompeterend ook wees in hierdie ene daar in China. Kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan gaan ons kyk wat op die sokkerveld gebeur en ons gaan ook kyk wat in Namibië gebeur, veral met die Epic waar weer 'n loser in aksie is. Baie welkom terug by In die Tunnel. Ons kyk wat die naweek gebeur op die sportveld Saterdag en Sondag. Hoop dit is nog 'n baie lekker onafhanklikheidsdag vir almal. En nou op die sokkerveld, FIFA se Nasiebeker is die beste van Europa. Daar's nog 8 spanne oor. Dis tweede ronde. Hulle het al die eerste been gespeel. Dit is die naweek is dit Duitsland wat tuis speel teen Italië. Hulle het 'n 2-1 voorsprong op aggregate op wat die eerste wedstryde gebeur het. Portugal speel teen Denemarke. Hulle is agter met 0-1. Spanje speel tuis teen Nederland. Dit is 2 elke eersteen gewees en Frankryk, hulle speel tuis teen Kroasie. Frankryk het eersteen met 2-0 verloor in Kroasie. So interessante sokker wat dan dit is 'n Sondag wat dit gaan plaasvind. En dan is daar ook kwalifiserende rondes. Dit is kwalifiserende rondes vir die volgende Wêreldbeker sokkertoernooi. En veral Engeland wat 'n interessante proses het. Hulle speel hulle eerste wedstryde, hulle speel teen Latvia. Dit is in die Wembley Stadion Vrydag en dan is dit Maandag teen Andorra. Maar 'n nuwe afrigter. Dis die derde keer ooit dat 'n internasionale of 'n nie Britse afrigter, die afrigter van Engeland is. Die voriges was Sven-Göran Eriksson en ook Fabio Capello, almal sal hulle onthou. En nou sit Thomas Tuchel, hy is van Duitsland. Hy is die nuwe Engelse afrigter. Kom ons hoor ook hy gee sy mening in terme van die kwalifiserende wedstryd vir die Wêreldbeker. I think it has to be the other way around. I want us to play with the excitement and the hunger and the desire to win and the joy to win, and the acceptance of failure is a part of it, especially in football. But we want to implement this togetherness and the joy that everyone feels safe to express themselves and give their very best. And we play that it's recognizable. We play with the hunger and the joy to win and not with the fear to lose. Anything can happen in football. We know this, but the focus is on winning, is on a higher number of touches in your opponent's box, a higher amount of attacks, a higher amount of high ball recoveries. This is where the focus is. Dit dan Thomas Tuchel, hy het 'n belangrike werk. Ek dink die Engelse wil hê dat Engeland moet baie goed doen. Laas in 1966 die Wêreldbeker natuurlik gewen. So hulle wil hom eers moet kwalifiseer. Maar kom ons hoor wat sê Tuchel. Daar's hom gevra die verskil tussen om op klapvlak af te rig of internasionaal. Eerste keer dat hy 'n internasionale span afrig. Hierso sê weer Thomas Tuchel. I think the level of the depth in tactical tweaks and new things tactically is not so deep than in club football because you have not so much time. So it's also the challenge for us to keep things simple, clarify stuff, keep easy messages, and then keep on going. The team spirit and the bond between the fans tomorrow and then also the country is super important, and we will take care about that, of course. Dit dan Thomas Tuchel, 'n groot verantwoordelikheid vir hom, daai kwalifiserende toernooi of kwalifiserende wedstryde vir die volgende sokker Wêreldbeker. Baie druk op Engeland om daar te kwalifiseer. Kom ons gaan na die golfbaan. Dit is die Valspar toernooi op die mans PGA wat voortgaan. Dit is die eerste ronde wat klaar afgehandel is. Dit word gespeel by Copperhead baan. En die voorloper na die eerste ronde, Jacob Brigman, hy is op 4 onder baansyfer. Ryan Fox van Nieu-Seeland 3 onder baansyfer en dan Xander Schauffele van Amerika 1 onder baansyfer. Kom ons hoor wat sê Xander Schauffele. Hy het 'n besering gehad. Hy's nou terug na die besering en dit was 'n ribbesering. Maar kom ons hoor wat sê hy. Hy's nou weer in aksie en probeer soveel as moontlik golf inkry. Hierso is Xander Schauffele. Yeah, just a last minute sign up. Just need to get more reps, you know, as I feel sort of better and better. Just need to get some reps under my belt.
competition golf is not the same as trying to play golf at home. So it's been a process, and like I said, I'm pretty determined to play better. High bar was set after last year, and coming off of that season, I expected a lot of myself, and I still do now, even though it hasn't really looked like that. Dit dan Xander Schauffele, hy is van Amerika en dit is die PGA toernooi wat voortgaan en die 4de ronde van die Valspar is Sondag. 2 Suid-Afrikaners ook daar in aksie. Aldrich Potgieter was 2 oorbaan-syfer na die eerste ronde en Christian Besaidnout 3 oorbaan-syfer. En almal probeer natuurlik goed doen. Dis die meesters wat van die 7de tot die 13de April gespeel gaan word by Augusta. Ons gaan na die tennisbaan. Dit is die Miami Open. Dit is weer al die topspelers in die mans en vroue afdeling in wêreld tennis wat speel. En in die mans afdeling is Alexander Zverev die eerste gekeerde, Carlos Alcaraz ook daar tweede gekeer en dan die wenner van die vorige naweek, Jack Draper van Brittanje. Hy is ook een van die gunstelinge in die mans afdeling en in die vroue afdeling, wêreldsnommer 1 Aryna Sabalenka en Iga Swiatek wêreldnommer 2. Hulle is ook in aksie en dit is in Miami Open en dan hulle sal almal uitkyk vir Mira Andreeva wat die vorige naweek gewen het, maar een van Amerika se gunstelinge is Coco Gauff en sy bly ook in Florida. So dit is sommer, ek dink sy kan sommer by haar eie huis slaap in daai toernooi. Kom ons hoor wat sê Coco Gauff in terme van die toernooi daar in Miami. Yeah, it feels great to be back here. Like I said, I love playing this tournament, home tournament. And reflection, I guess tennis is like a crazy sport. You don't really ever have time to reflect because when you win, you're already getting ready for the next tournament. But I guess it's something I need to probably sit down and do. Usually on my birthdays I do that, but I've just been busy. But overall I am very happy with my career, I guess, so far. But I am a very future mindseted person and like goal-driven person, so there is a lot I want to do. Dit dan Coco Gauff, sy is een van die gunstelinge daar in die Miami Open wat in Florida in Amerika gespeel word op die tennisbaan. Kom ons kyk oor na wat in Namibië gebeur. Daar is netlik baie reën gewees. Die rugby kan ongelukkig nie plaasvind nie. Ons weet die paai het verspoel, so sterkte vir almal met dit. Lyk by die cricket sal nog voortgaan. Dit natuurlik bepalend ook of die golfplat droog genoeg is. Die skeieregters en die kaptein sal daar besluit. Saterdag en Sondag wil ek weer teen Kanada. Maar kom ons gaan eers na die fietsry. Daar is nie baie reën in die Kaapie. Daar was effens reën gewees op die Donderdag en die Vrydag. Dit is die Absa Cape Epic aangebied deur Toyota wat nog voortgaan en weer 'n loser, die trots van Namibië. Sy 2 jaar terug het sy gewen natuurlik in die span die vroue afdeling en sy en haar Amerikaanse maat Alexis Skarda tans tweede algeheel, maar hele klomp minute, so 12-13 minute agter die voorlopers. Dit is tans die voorlopers is Annika Langvat en dan ook Sofia Gomez Villafane, maar daar's nog so 3 skofte om te gaan, Vrydag, Saterdag en Sondag se natuurlik en dit eindig daar in Somerset West Sondag, so sterkte vir weer 'n loser. Maar kom ons hoor wat sê sy veral met daai skakeling of die spanmaat Alexis Skarda en hoe sy dit ervaar om saam met haar op die fiets in hierdie Cape Epic te ry. Yeah, we raced last year for the first time together and we saw that we do get along really well off the bike. I think this year we will also match better on the bike, which is exciting, and I think, yeah, we have a lot of fun also with our team, so I'm looking forward to this week. It's going to be brutally hard, but hopefully there will also be a lot of laughs along the way. Yeah. And it's important to have a teammate that you get along with. It's so important. I think otherwise it will be a really long 8 days, but like this, it's like a little holiday. And you're looking forward to the longer stages now? Yes, I'm definitely looking forward to the longer stages. I think that's what I trained for. These short things, they quite hurt me, but the legs are feeling really good, so I'm excited to see what's coming up. Dit dan weer 'n loser, ja, belangrik om 'n goeie spanmaat te hê. Dat hulle is goeie spanmaat sy en Alexa, so sterkte vir hulle ook vir die naweek. Enigiets kan gebeur. Hulle kan nog Sondag ook as oorwinnaars daar op die podium staan. Dis nie net weer 'n loser wat dan aksie is nie, verskeie Namibiërs wat ook in die Cape Epic ry. Nie noodwendig om te wen nie, maar baie om dit klaar te maak, want dit is uitmergelend en baie moeilik. 2 van die fietsryers van Windhoek wat 'n span vorm is Vernon Maresh en ook Louis Prins. Lekker baie geoefen daar in Windhoek natuurlik. Is nou nie vergelykbaar met al die groot berge in die Kaapse wynlande nie. Kom ons hoor wat sê hulle van hulle voorbereiding in Windhoek eerste. Manne, kyk, ons het natuurlik baie ure ingesit, maar ek dink Windhoek is tot ons voordeel. Ek meen die hoogte bo see speel. Windhoek se lug is lekker dun, so ons het nou so 'n paar dae terug hier aangekom en ons kan voel, jy weet die longe is lekker vol suurstof. So ons sien baie uit daarna. Lekker dik aan die suurstof, ja. Jy het al gery saam sy op die Epic, dis lekker saam met ander manne op dieselfde bladsy. Yes, dit is lekker, ja. En ek dink die voordeel is ook ons twee kom lekker lank pad saam. Ons ken mekaar. Ek dink ons gaan lekker saam ry, ja.
Ja, wat maak die Epic so spesiaal? Waarom al die ure insit vir dit? Man, ek meen die Epic is ek sien hulle sê dit is dit is die grootste bergfietswedren. Dis most televised mountain bike race in the world sê hulle. En jy weet dit is 'n tipe resies wat alles meet, né? Dis 8 dae, dis baie lank. Daar's oomblikke wat dit moeilik gaan en wat 'n ou, jy weet, wonder hoekom is jy hier, maar so half 'n metafoor vir die lewe. Jy weet, dis nie altyd lekker nie, maar baie keer is dit swaar, ander kere is dit lekker. So as 'n ou hard werk, jy klim die berg aan die ander kant kom jy by die afdraande af en dan dink jy, "Jessie, maar dis eintlik baie lekker, jy weet." So dis waarom ons hier is. Dan Vernon Maresh en Louis Prins, alles na daai 5 skofte wat hulle al gery het, was hulle 20 uur al op die fiets gewees, so sterkte vir hy laaste paar en nou hopelik kan hulle Sondag klaarmaak. Dit sal 'n groot prestasie wees, die Absa Cape Epic. Kom ons gaan na die cricketveld. Ons hoop die weer speel saam Saterdag en Sondag, die 4de en 5de wedstryd in die T20 reeks teen Kanada wat gespeel moet word. Dit is by Namibia Cricket se gronde, nuwe gronde daar in Olympia. Eerste wedstryd in die week Woensdag is dramaties in die laaste bal gewen deur Namibia en dit is 'n goeie begin vir die eerste wedstryd ooit op daai cricketveld internasionaal. Dit was veral Zane Green wat 21 van 8 balle aangeteken het in die week, 2 sesse daar aan die einde geslaan. JJ Smith ook goed gedoen. So dit is 'n goeie prestasie vir Namibia, die Richelieu Eagles, en dit is die 4de wedstryd wat 2 uur gaan wees Saterdag, die 5de een is ook 2 uur Sondag. Dis natuurlik as die weer dit toelaat. Kom ons gaan na Driekamp ook, dit is by die kus, daar was ook baie reën daar gewees, maar dit is nog steeds die Afrika beker Driekamp wat daar gaan plaasvind. Internasionale atlete, 120 atlete wat daar in aksie is van reg oor die wêreld, Finland, Oostenryk, Mauritius, ook van Amerika, Nederland en Duitsland en Suid-Afrika natuurlik. En dis 750 meter swem, 20 km fiets en 5 km draf, so dis alles daar by Swakopmund. En dan ook vinnig om af te sluit, dit is ook voetbal, die binneshuise sokker wat voortgaan die naweek, dis NDTC se Premierliga. Dit is by die Windhoek skougronde vir die wat wil gaan kyk. Dit begin al Saterdag 1 uur en dan die 8 uur wedstryd is Quality Football Club, hulle speel teen die Mavericks. So dit is al die sportaksie in Windhoek, lekker besige sport naweek weer eens. En ek kyk veral uit na daai Formule 1 vir my as ek so kan vorentoe kyk, daai Chinese Grand Prix dink ek gaan baie interessant wees, natuurlik altyd die rugby. So ons sluit af en hoop dit was 'n baie lekker en 'n baie goeie geseënde onafhanklikheidsdag vir almal. Ons gesels weer volgende Vrydag hier op In die Tonnel. Tot dan, groete en lekker sport naweek.